ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 142. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enig van my boeke wat ek te koop aanbied? Ek dink spesifiek aan die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. So dik swart A5 boek, dik so 500 plus bladsye. Ek het 13 jaar aan daai boek geskryf. Die inligting in daai boek wil navorsing en skryf. Dit sê vir my wat gebeur as ek sterf, wat gaan doodryk toe, wat gaan hel toe, wat staan op as Javashua kom. As die Bybel sê dat die grafte sal oopgaan, 1 Korinte 15, en hulle wat in Javashua ontslaap het, gaan opstaan. Hoe kan daar uit 'n graf uit iets opstaan wat 200-300 jaar terug dood is? Hoe verduidelik die skrif dit vir ons? En hoe die kerk ons geleer, en hoe is ons bereid om te wil weet wat die Bybel sê? So jy belangstel, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722367124, of as jy 'n vraag het, asseblief, ek wil tog net vra, moenie vir my 'n klomp inligting stuur. Ek soveel mense kry Google artikels, dan wil hulle vir my die hele Google artikel stuur, en sê hulle, prof, wat sê jy van die, ek het nie tyd om 'n Google, hele halfuur of 'n uur op 'n Google ding te sit nie. Ek kry 200-300 WhatsApps elke dag, so sonder e-poste. So asseblief, ek het nie die tyd vir dit nie. So as u enigiets op 'n Google artikel vir my wil laat weet, en jy het 'n vraag rondom dit, kyk wat jy wil sien daar, en sê vir my, wat wil jy weet van die onderwerp? Dan kan ek jou vinnig help. Maar vir my om te verwag, ek moet 'n hele artikel gaan kyk, dan is dit klomp rubbish op die einde. Ek het al hoeveel keer vir mense gesê, na 5 minute gekyk, en dan sê ek, hoekom het jy die ding vir my gestuur? Jy sê, ja vis, dis rubbish hierdie, jy moes dit in die eerste plek nie eens my gestuur het nie. En dis nie omdat ek katterig is nie, dis net, dis 'n feit. So asseblief, as daar iets is, soos 'n Google artikel, of iets wat jy kry, besluit self, wat wil jy weet van dit? En dan vra jy vir my, alright. Gebruik jy nommer 0722, WhatsApp, 0722367124, gaan na my webtuiste, https, is baie belangrik, luister wat ek sê, https, _, moenie net www.javashua nie, vir u wat die website gebruik, www.javashua, verander het. Kontak my, vra my, prof, stuur vir my die nuwe webtuiste. Dis nie 'n nuwe webtuiste nie, daar's 'n rede hoekom hy verander is na https, En baie keer die mense wat net die www.javashua, hulle sukkel om die boodskappe te kry. Hulle het 'n probleem. So stuur my WhatsApp, dan stuur ek vir die regte WhatsApp, die webtuiste kontak, en dan klik jy op hom en dan gaan jy. Alright, dis https, javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is baie welkom. Glo jy het geluister wat ek nou gesê het. Dit is baie belangrik, begin by deel 1 en stap deur die reeks. Help jy, spring jy in die middel van dit in nie, jy gaan definitief verdrink, glo my. So ek uitsit noodsaaklik dat jy as 'n nuwe kyker subscribe of inteken by die webtuiste, sodat by website, so nie agter die website nie, YouTube, dat jy inteken by YouTube, sodat jy die verskillende kennisgewings kan kry van al die studies wat ons mee besig is. Jy moet 'n pen en 'n papier byderhand hê, ten minste 33 Bybel, is lewensveranderend. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vanmôre dat ons weer in die teenwoordigheid kan wees, want die woord sê so mooi, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Wat 'n belofte. En beteken dit nou dat ek elke keer moet seker wees, ek het iemand anders is saam met my, dat ons 2 kan wees? Nee. Wanneer ek saam met die Ruach is ons 2 onmiddellik. So ek kan alleen vanmôre kom, saam met die Ruach,
maak dit ons twee. Halleluja. Dankie vir die belofte dat U ons sal ontmoet. U kyk nie net waar daar 'n skare mense is nie, maar U werk ook met ons in individu. Seën vanmôre se woord, maak dit lewend in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua. Volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat die studie vanmôre vir U 'n groot seën gaan wees. Weet met die boek Spreuke, Spreuke hoofstuk 12 vers 2. Hoe sê hy? Die goeie verkry 'n welbehae. Die goeie is 'n goeie mens. Nou, wat bepaal of ek 'n goeie of 'n slegte mens is? Wat sal U sê? Kom, help. Wat bepaal dat ek 'n goeie of 'n slegte mens is? Is dit die hoeveel kere wat jy kerk toe gaan en al die goed? Nee, dis nie wat enigiets bepaal nie. Wat bepaal of ek 'n goeie of 'n slegte mens is of ek die vrugte van die ruach in my lewe het. Jy sal sien ek wys lekker groot, Pamilo grootte vrugte. Nie klein railway perskietjies nie. Vrugte. Of ek die vrugte en die gawes van die Ruach HaKodesh. 1 Korinte 12, 1 Korinte 14, dis waar jy kan gaan lees oor die gawes. Vrugte van die Gees en die gawes van die Gees. Of ek dit in my lewe het. My verhouding bepaal of ek 'n goeie of 'n slegte persoon is. My verhouding met Jaffa en Jafashua. My stand in die koninkryk van Jafashua, waar hy van die hoof is en ons is die liggaam. Die goeie, ek wil amper sê, die bruid van Jafashua. Die werklike Jaffis. Nou, Prof, wat is die verskil tussen die bruid en 'n Jaffis? Die bruid is vir my meer 'n groep, maar 'n Jaffis is individu. Dis ek en Jaffa. Dit maak my 'n Jaffis. Persoonlik. As jy die goeie verkry 'n welbehae. Nou daai welbehae is my goedheid en guns. Die woord sê mos goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Solank as wat jy in die woord, die geopenbaarde woord van Jaffa bly. Die goeie mens, die bruid, die Jaffis, verkry 'n welbehae van Jaffa, ons Elohim. Nou as jy die 33 vanmôre by het, as jy sien, hy sê Here, als hoofletters. Koning Salomo kon nooit geskryf het Here nie. Hy sou 'n somersault geslaan het. Want in sy tyd was daar nie iets soos 'n Here gewees nie. Daar was nie eers my Heer of my Lord gewees nie. Dis maar iets wat later in die Hollandse Indiese Oos-Kompanie gekom het en die goed, en later in die Franse Hugenote en later het die Heer opgeëindig op die tolle se deur. Dames en Here. Ja. So die Here wat dan God maak vir baie ouens, ons ken nie God nie, ons ken Elohim. Hulle God se naam is op die tolle se deur. Dink daaraan. Kyk na Hosea 2 vers 15 en 16. Hy sê my nie langer noem my Here nie. H-E-R-E. Gaan kyk hoe sy hom gespel, hoofletters, soos hierso in die 33. My man, maar my Baal. Dan sê hy, dan verwyder ek die name van die Baals uit julle midde. So die woord kom ook en hy sê, jy sal kom en sê, Here, Here, in die naam het ons duiwels uitgedryf en siekes gesond gemaak. Hy sal sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Here, Lord. Ek gaan nie oor die name preek nou nie. Die goeie verkry 'n welbehae van Jaffa
ons Elohim. Halleluja. Dit klink so anderste. Dit klink so exalted, verhewe, ver bo Here. Die woord Here het eers in die taal van die Engelse ingekom in die 13de eeu. Dit was Kyrios van die 2de eeu af tot die 6de eeu. Toe word dit in die Latyns Theos. Toe in die 13de eeu toe word dit Lord en later word dit dan Here in die Afrikaans. Die goeie verkry 'n welbehae van Jahwe, ons Elohim. Maar hy, kyk na die hy, is hoofletter A. Jahwe, ons Elohim, veroordeel 'n slinkse man. Nou daai slinks, weet jy wat beteken slinks? Skelm. Onderduims. En ek gaan Tannie, nou moet jy oor toemaak, want ek gaan dit in Afrikaans sê. Jy kry van daai ouens, hulle is altyd besig, of vrouens ook, hulle is altyd besig met 'n skema. Ek wil nie sê in Afrikaans is 'n plan nie, ek het nog nooit 'n Afrikaanse woord gekry vir skema nie. Ek dink skema is maar Afrikaans ook. Alright, slinks. Slinks is die Afrikaans. Jy kry hy connivers en hy planmakers. Hulle is altyd besig om te wheel and deal, hulle is altyd besig met 'n onderduimse plan, waar hy nooit verloor nie. Maar hy veroordeel 'n slink, hy is eintlik 'n skelmse man, daai slinkse grond aan grens aan skelm. Hy veroordeel 'n slinkse of 'n skelm man en vrou. Vanaand wanneer ons met ons Jahwiste boeties en sissies werk. Jy weet natuurlik, jy mag nie 'n transaksie doen waar jy jou broer en suster vir 'n ride vat nie. Ja, ek gebruik nou vanmôre heel wat Engelse terme, maar jy verstaan dit. Vanaand julle besigheidsman en besigheidsvrou. Inteendeel is ons nie veronderstel om enige iemand vir 'n ride te vat nie. As jy sien jy gaan iemand vir 'n ride vat eerder 'n nok. Verloor eerder. Want dit is onregverdige brood wat jy verdien. Dis ook eintlik nie verdien nie. Dis verneuk. Daar's nou 'n mooi Afrikaanse woord, né? Net dan nie. So, die woord sê dat die goeie verkry welbehae en die welbehae is die guns en die goedheid van Jahwe ons Elohim. Ons het nie nodig om buitensporige goed te doen om Vader Jahwe se aandag te trek nie. Weet wat sê Jahwe? Hy sê roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sê jou uithelp, maar jy moet my eer. Die maklikste is om hom aan te roep. Gebruik sy naam. Maar die kondisie is, ek sê jou uithelp, maar die kondisie is, jy moet my eer. En dis waar die mense partykeer dan kort kom, opslip. Gebruik so 'n bietjie meer Engels, vanmôre as gewoonlik. Dis omdat ons nie die kondisie wil nakom nie. Dis amper soos ek waarborg my waarborg. Ek sit the seal of approval op my waarborg. Daai stempel wat ek opsit wat sê my naam waarborg dit. En dis wat Jahwe vanmôre doen. Hy waarborg vir ons sy goedheid en sy guns, sy welbehae. Ek wil vanmôre vir u sê, dis nie vir almal nie. Hierdie boodskap is nie vir almal nie. Hierdie is vir sy kinders. Hierdie is vanmôre vir die man en die vrou wat sê, ek wil in Jahwe en Jahweshua nou geset wandel. Ek wil sy teenwoordigheid in my lewe hê, in my huis, in my familie, in my besigheid.
in my lewe. Jong mense, julle wat nie besighede goed het, net in my lewe. Ek wil Jaffa en Jafashua in my lewe hê. Ek wil hom deelagtig wees. Die woord sê, die slinkse, hy wil dit nie hê nie. Die slinkses hou nie van die ruach nie. Die slinkses hou nie daarvan om nou gesed te wandel nie. Hoekom? Want hulle weet dat die ruach is dan besig om op hulle af te kyk en te sien wat hulle doen. En dis hoekom dit belangrik is dat ons elke môre begin as 'n nuwe dag, waarin ek my verhouding met my Skepper, my Maker, hy Jaffa, wie die Skepper van die hemel en die aarde is, so groot, hy hou die aarde in die palm van sy hand, maar so klein, hy woon ook in my hart of in my sielsdimensie. Jammer, ek is so halwe los haartjie nou vanoggend weer hierso. So dit is my belangrik, soos wat ek deur hierdie dag gaan stap en werk, dat ek en u aanhoudend bewus sal wees van die teenwoordigheid van die ruach in my lewe. Te bewus sal wees, fisies, bewus sal wees van Jaffa se hand en sy seëninge in my lewe en in my besigheid en in dit wat ek doen. Selfs die oomie en die tannie in die oude huis, daar waar u vandag gaan sit en u dag omkry, dat u ook bewus gaan wees. Ek sê nou oude huis, ek moet eintlik sê aftreeoord, daar is mense so goed soos oude huise nie. Aftreeoord of waar ook al. Dat u ook bewus gaan wees van sy nabyheid in u lewe. En ek wil vir u sê, die woord sê, hy is altyd daar. Ons kan hom net aanroep. Nou tot môreoggend, kom ons wees vandag 'n seën, 'n bonatuurlike seën. En daar is net 'n Engelse woord wat dit voor is. Kom ons wees 'n blessing vir ander vandag, in die mooiste naam. Die naam Jafashua, halleluja.